Maar ek wil net 'n paar woordjies sê, lees dan. Ek moet net 2 minute hê om dit te sê. En dit is dat Thys 'n baie groot persoon was. Hy kon so die boodskappe hierdie gaan doen. Werklik waar met almal saamwerk. Maar ek het byvoorbeeld, ek het ander kinders ook gehad, maar ek het vir Henry gekies. Daarom moet ek sê, ek het vir Henry volgende die eerste keer gesien. Maar ek het hom geken, maar as hy sy mond moet gepraat, al praat hy van hy sien Henry van hom. So, jou pa, jy wat ek sien, hoort hoe jy is die oudste, so jy is die oudste, so jy moet die lyn wys vir al die ander, en dit is wat jou pa so verwag. Nou, Thys, ek sien vanoggend nog dat daar in die kaskrap 'n foto van ons gekry van 1994, 1995, die oorgangsraad, die eerste munisipaliteit in die demokrasie, Sint-Kriege, Thys, Willem Venter, al die mense sit daar. Jy sê, ja, dit is 'n span wat Graaf-Reinet gedien het en gemaak het dat Graaf-Reinet verskillende accolades gekry het. Ek is jammer, ek is gewoon Afrikaans spreek, maar toekennings, daar is toekennings. Nou, julle weet, ons was al die beste munisipaliteit in Suid-Afrika in 2009. Ons was die dorp van die jaar in 2010. En toe ons klaar maak in 2011, was hierdie dorp, of die Kamdeboom munisipaliteit, Kasper, ek sien jou ook daar, die munisipaliteit, was the most financial valuable municipality in the Eastern Cape. Nou waarvan kom het? Dit kom van 'n basis wat goed geleer was. En dit, Thys Galloway, was een van daardie mense wat die basis goed geleer het. En daarom bring ons vandag eer en hulde aan so 'n persoon. Net 'n laaste stadie voor ek het eintlik net gekom om 'n gedig te lees wat ek al baie jare gelede vir Thys geskryf het. Maar net 'n stadie. Die dominee het nog gepraat van ons kom uit 'n tyd wat storm en drang en ons kom uit groot betoog. Nou dien ek as voorsitter van die Graaf-Reinet Jidische Belastingbetalers Vereniging daai tyd, of die suidelike gebiede Jidische Belastingbetalers Vereniging. En daar's 'n probleem. Mense is uitgesit, hulle is toegesit. Sê ons, wag, ons moet 'n plan maak. Ons moet die aandag van die munisipaliteit in die hande kry. So wat ons nou doen, ons gaan nou 'n sit-in in die Kroonwil kantoor en ons gaan nou 'n sit-in by Thys kantoor. Hoe gaan ons dit bel op ek en ons met meneer Galloway, ons wil graag sien. Dis 'n probleem, dis kom. Maar ons het beklaag gereël met die mense. As ons daar toe kom, gaan die ander in Kroonwil aan meneer Lokville in die kantoor gaan sit. Hulle sit die kantoor stampvol. Kom ek en Winston in, maar ons gaan ook so met 15 mense hier. En hy kyk so, maar hy sê toe niks, hy het wat julle nou gesê het, hy het vir almal tyd en plek gehad. En ons stap een na die ander in sy kantoor is later stampvol. En ons sit op die saak op die tafel. En later jare toe ek nou inkom, die raad en die burgemeester te sê, dankie, jy is die eerste een wat my oor aangesit. Ek vra hoe so. Jy sê, jy en Winston gaan kom, ek wees en dus my hele kantoor vol mense. Ons het hom heeltemal oor aangesit, maar toe ons die saak op die tafel sit, het hy nie lang gevat om die saak raad toe te vat en dit hulle aandag aan die saak gegee. So daai punt wat hulle maak om te sê, Thys Galloway was vir die mense, soos die dominee gelees het aan Smyrna, die armste mense. Thys is een van die mense wat sy span kon bestuur. En net die laaste ding sê, hy was 'n baie goeie adviseur. Ek ken ons mense wat kom stories vertel, maar Thys is een van die manne wat jou kon adviseer om die regte ding te doen. En dan het ons die regte ding gedoen. En julle sal nie glo nie op 'n tyd, toe sê die ANC vir my, ja, jy moet nou vir Thys Galloway weer aanstel om die munisipale bestuurder te wees, wat hy doen so goed. Maar ek het met hom gepraat en toe wil hy nou nie, toe sê nee man, ek het ons mee gesê, as ons in die vergadering is en meneer die burgemeester, maar as ons alleen is, as dit ook daarna. Ja, dis ook daarna, nie ook daarna, maar ek gaan nie
waarin in so. Maar nietemin, hy was 'n baie goeie administrateur, mense kon baie by hom leer, die mense wat hier sit, hulle kan, wat saam met hom gewerk het, sal weet, dat hy was 'n goeie persoon, hardwerkend. Hulle sê ons, as jy sukses in die lewe wil hê, moet jy 'n sekere persentasie kennis hê. Dit was 20% en 10% kennis en 70% attitude, 70% houding. En dit is wat Thys gehad het. Hy het daai houding gehad. Kyk, ja, maar ek gaan nie nou skryf, maar gaan net dit sê, jy nou al by die storie en ry, dis so lekker, dat daar manne onder die boom en so aan. Want Thys het, ek was aan nooit boomse te weet. Jy gaan werk, want Thys is bo op jou. So, kom ons gaan voort, ek is klaar dominee, ek wil net hierdie gedig lees. Hy was daardie tyd, net in die 2000, daarom toe Thys klaar maak met munisipaliteit. Maar toe kom lees nou die ander sê, maar hierdie gedig is ons absoluut relevant vandag. En ek sê, wees gegroet, Thys. Ons groet jou, Thys, onder die oop hemelruim. Hier die Slabberdse huis was jy altyd tuis. Die storie van Mars en Jupiter, waar die maan altyd skyn, sirkelmaan, halfmaan, deur die eeue heen. Dit hou altyd die wag, oor spanloopkop, oor lokasiekop, helder elke nag. Waar die kooi en die boenie en die honders geboer het, in die Kamdeboe, in Graafrenet, in Gondwanaland. Ons groet jou, Thys, vanaand in Slabberdse huis, by die ou opstap, aan die kerkse plein. Vanaand word ons teruggevoer, na die dag van wil eer, waar vetlamp en kers, vir ons lig maak, alom elke keer. Ons groet jou nou, en sê dankie ook, vir toegewijdheid en harde werk. Jy het veel vermag, soos net jy kan. Ons kon op jou staat maak, Thys, op jou reken, as die wiele gaan staan, en die maan opkom. Laat jou lig nog skyn, steek die fakkel aan, laat ons hande vat, en saam vorentoe gaan. Ons sê dan, dankie nou, vir 'n man soos jy, wat die wiele laat loop, as die maan opkom. Voorspoed met jou reis, Godspeed, Hamba Kakuhle, Kaise Gure, bly vir altyd Thys, Ti Iloba Kaise Akka. Kan doen. Baie dankie. Ons het dan jy moet hom net hard maak. Weet jy dit? Dis nie van nie. Jy hoor? Dankie. So dan op die plek gekom om die bedankings te doen. En ons vra dan namens die Jelloway familie tieners om net die bedankings te doen asseblief. Goeiemôre almal. Ek wil net graag die bedankings doen. Ek dink ons kan begin deur om vir almal dankie te sê wat die tyd gemaak het om vandag hier te wees. Dit beteken vir ons as 'n familie en 'n gesin verskriklik baie, vir almal wat hier is, wat iewers dalk oor my pa se pad gekom het, wat saam met hom gewerk het, wat vir hom baie beteken het, wat vir ons baie beteken het. Ek dink ons het baie goeie tye hierso gehad in Graafrenet saam met my pa, en dit is te danke aan al die mense. Ek dink vandag hier sit en wat op hulle eie manier 'n groot rol in ons lewens gespeel het. Dan wil ek net vir my pa se broers en sy suster van die bedien, George en Henry. Ek dink daar was min families soos ons waar ons die neefies en die niggies so naby aan mekaar is, en dit is te danke aan julle en die rol wat julle in ons lewens gespeel het, wat julle in my pa se lewe gespeel het. En ek ons sal nooit vir julle genoeg kan dankie sê vir alles wat julle al vir ons beteken het. Ons het die vakansie daar in Stilbaai, ons weer in sy verjaarsdag saam gewees het. En dit het vir ons ongelooflik baie beteken dat ons so gelukkig was om vir hom daar te kon hê op sy verjaarsdag op Kersfees. En
dat ons dit so kon geniet. Dan wil ons net vir Dominee Johan baie dankie sê vir die bystand die afgelope week en vir die ondersteuning wat ons nodig gehad het. Dan net vir Tannie Adeline vir ons die orgel speel en ons Shaal, baie dankie vir die pragtige musiek. Ek is seker daarvan, hy het 'n groot glimlag, daar's 'n groot glimlag op my pa se gesig. Vandag as hy hierdie wonderlike musiek hoor. En dan wil ek net vir Kobus ook dankie sê, dankie dat jy so raakvatter is, dat ons help het met daai skakel, en mens kan altyd, as mens iets nodig het, kan ons vir jou vra, Kobus, jy's regtig 'n staatmaker. Dan wil ek net vir oom Willie en oom Edrich baie dankie sê vir alles wat julle al vir ons beteken het, veral in hierdie tyd. As ek ook terugdink aan toe ons kinders was, julle was altyd daar, en baie dankie vir alles wat julle vir ons beteken het, ons waardeer dit regtig opreg. Dan wil ek net aan al my ma se vriendinne baie dankie sê. Aan al my ma se vriendinne, hoe sê mens dankie vir mense wat soos 'n leerskade engele om my ma laat trek, en vir 'n volle week vir alles om ons huis sorg. Ons het baie lekker geëet en wil graag vir Tannie Mariet, Tannie Hannetjie, Tannie Ria en Tannie Sosel dankie sê. 'n Baie spesiale dank aan Tannie Paula. Jy is altyd daar vir my ma en jy het gesorg dat sy in hierdie week regop bly. Dankie vir alles wat Tannie gereël het. Ons sê by voorbaat dankie vir wat julle nog vir my ma gaan beteken, wanneer dit stil raak en alleen gaan raak en sy hulp gaan nodig hê. So regtig, ek kon amper nie glo wat ek gesien het hierdie week met alles wat julle vir my ma gedoen het. Dit was ons waardeer dit opreg. Tannie Magdal, my ma se suster, dankie vir Tannie Magdal en oom Ian. Dankie dat julle altyd daar is vir haar en ek weet julle gaan op daar wees. Dankie vir alles wat julle vir ons gedoen het in hierdie tyd en dat ons ook altyd op julle kan staatmaak as ons enigiets nodig het. Ons waardeer alles verskriklik baie. Dan wil ek vir Margaret sê, jy en die ou die was 'n gedigtespan. Jy sou enigiets vir hom doen en jy het maar sy nikke verduur. Jy het baie mooi na hom gekyk en ons weet jy sal onthou word. En jy moet ook asseblief baie mooi na die ouma kyk. Dan wil ons aan al die kleinkinders sê, dankie dat julle vir oupa so gelukkig gemaak het. Ek dink nie julle besef wat so rol julle in sy lewe gespeel het nie. As hy vir julle kon sien, as hy vir julle kon video's wys op sy foon, as ons van foto's van julle stuur, as hy julle kon maak lag, as julle hom kon maak lag. Julle het regtig, julle het oupa se lewe, dink ek, ek dink as hy enigiets sal mis, sal dit vir julle wees en om saam met julle te wees. Ons het, toe Hendrie nou hier staan en praat en Helen is so besig, kan ek dink, ons het vroeër in die jaar, of dit was laas jaar in die winter, het ons 'n dag, soos daar deur na Kobus hulle toe, het ons saam cola 'n dag aan die veld spandeer, en so lekker soos wat dit was saam met my pa, dink ek, toe ons daai aand by die huis kom, die stories wat hulle vertel, dit het dit amper die moeite werd gemaak, om te sien hoe hulle dit geniet, en hoe my pa dit geniet het, as hulle dan nou vertel hoe hulle dit ervaar het. Dankie, mama, vir alles wat jy gedoen het. Ek dink ons is ons is 3 broers wat saam staan en wat regtig ons gaan vir papa baie mis, maar ons het vir jou en daarom ons gaan almal gelukkig wees. Dan
Baie dankie aan ons Hemelse Vader vir sy